Ons is by Jakobus 1 vers 22 en ek dink ek gaan net tot by 25 kan kom. Alhoewel ek probeer het vir 27. En die rede daarvoor is ek het 'n reeks skrifverse wat ons moet naslaan om 'n sekere punt te beklemtoon. Maar ek gaan vir ons lees Jakobus 1 vers 22 tot 25. Wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n doener. Ons het 2 weke terug het ons gepraat van hoe Jakobus eintlik beklemtoon het die woord, om die woord te hoor. Dis presies wat die woord vir ons sê, hoe kan iemand tot geloof kom as hy die woord van God nie hoor nie? Hoe gaan iemand hom hoor as iemand hom nie preek nie? Daarom mooi klink die voetstappe van die wat die evangelie verkondig. Maar hy vat dit nou verder, want ons het ook gesê, soos ons Sondag sê, ons geloof stop nie by bekering nie. Dis die begin van jou geloof. Die begin is bekering, is redding, en dan kom die werk. Dan moet jy aanhou luister. En hy het dit beklemtoon. Vers 19, 20, 21 het hy beklemtoon dat ons moet hoor. Ons moet luister. En ons moet aandagtig luister. Nee, ons het ook nog ons gesê, daar is 'n verskil om te hoor en 'n verskil om te luister. Ek hoor jou, maar luister ek werklik vir wat jy sê. En nou gaan hy 'n stap verder, Jakobus. En dit wat ons dan hoor, moet ons dan doen. So belangrik soos wat dit is om ware prediking te hoor, so belangrik soos wat dit is om 'n preek te luister, so belangrik soos wat dit is om Bybelstudies soos hierdie by te woon, sodat ons die boodskap kan hoor, as ons nie gehoorsaam gaan wees aan dit wat ons hoor nie, dan eerstens dink ek, dit los ons sonder voordeel, ons word benadeel, en tweedens dink ek daar is 'n strenger oordeel oor ons. En ek glo, want die verskoning wat jy gaan hê, is jy gaan nie vir die Here kan sê, Here, ek het nie geweet nie. Here sê, ek het konstant, hy gaan sê, het my herders nie konstant vir jou gepreek nie? Het jy nie konstant die woord gehoor nie? Het jy nie die Bybel op jou bedkassie gelees nie? Hoe kan jy vir my sê, jy het nie geweet nie? Jy het nie geweet nie, want jy wou nie weet nie. So hier is 'n oproep tot aksie, dis 'n ernstige oproep. En ek wil gou-gou vir jou wys, is nogal so toevallig, hoe ons vanoggend bietjie oor by Nehemia stil gestaan het. Ek wil vir jou bietjie wys, jy kan dalk daai gedeelte gaan neerlees, Nehemia 8, wil ek graag vir jou lees. Vers 1 tot 3 en vers 5 tot 6 en vers 8 gaan ek vir jou lees. Nehemia hoofstuk 8. Nou, julle sal onthou wat gebeur het. Israel was weggevoer in ballingskap en onder Xerxes, die Persiese keiser, het hy toegelaat dat hulle die mure mag herbou en toegelaat dat hulle die tempel mag herbou. Hy het van sy mense gevat inteendeel om dit te gaan herbou, nê. En Nehemia het toe daar teruggekom en hulle het toe herbou en hulle het 'n swaard in die hand gehad, wat ons vanoggend gehoor het, 'n swaard in die hand en sommer 'n troffel in die ander hand. So hy het gebou en verdedig, dit was moeilik. Maar hulle het dit reg gekry en ja, die mure was herbou en net nadat alles nou mooi herbou is, in Nehemia 8, toe kry hulle, toe praat die Here, jy is heeltemal reg. Toe praat die Here en hy praat toe in hulle kry toe die boekrol en hy praat in die boekrol. En hoor wat lees hulle toe. Ek wil net vir jou sê, Nehemia 8 vers 1 tot 3. Met die aanbreek van die 7de maand was die Israeliete al in hulle dorpe. Die hele volk het toe soos een man byeengekom op die plein voor die waterpoort en Esra, die skrifgeleerde, gevra om die boekrol te bring met die wet van Moses wat die Here Israel beveel het. Esra die priester het op die eerste dag van die 7de maand die wet voorgehou aan die byeenkoms, wat mans en vroue ingesluit het. Elkeen wat met begrip kon luister, belangrik daai. Hy het vanaf dit lig geword het tot die middel van die dag toe, daar voor die plein by die waterpoorte daaruit voorgelees vir die mans en vroue
en die wat kon verstaan. Die hele volk het met gespitste ore geluister na die boekrol en die wet. Esdra, die skrifgeleerde, het gestaan op 'n houtverhoog wat hulle vir die doel gemaak het. Langs hom aan sy regterkant het klomp mense gestaan en aan sy linkerkant het klomp mense gestaan. Esdra het die boekrol voor die oë van die hele volk oopgemaak, want hy het hoër as die hele volk gestaan. Toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. Esdra het die Here, die groote God geprys. Die hele volk het met hulle hande opgehef geantwoord, Amen, Amen. Toe het hulle gekniel en met hulle gesigte na die grond in aanbidding gebuig voor die Here. Dan het van die Lewiete vir hulle die volk die wet verduidelik, terwyl die volk op hulle plek bly staan het. En hoor nou vers 9. Hulle het uit die boekrol met die wet van God voorgelees, terwyl hulle verduidelik. Hulle het die uitleg gegee, sodat die volk die voorlesing kon verstaan. Hulle het by mekaar gekom, alles was klaar gebou. Die volk het al in hulle huise gebly, maar daar was iets wat mis. En toe kom Esdra en hy lees die boekrol, hy lees die wet van die Here en dit word voorgebring. En herlewing het plaasgevind. Die ouens het hulle hande opgehef, die ouens het met hulle gesigte in die grond neergeval, en as jy verder gaan lees in hoofstuk 8 sal jy sien van die ouens het toe begin huil en treur, omdat hulle so ver van die pad af was. Herlewing vind plaas met die verkondiging van die woord. Ek sien so baie kerke wat praat van herlewing as een of ander profeet of pastoor of priester of iets op die toneel verskyn. Herlewing vind plaas wanneer die woord van God verkondig word. Hulle het getreur en hulle het besef dat hulle so ver van die pad af was. En dit is eintlik wat Jakobus 1 hierso vir ons aandui, is dat wanneer die woord van God verkondig word, en ons neem dit ter harte, gaan daar herlewing in ons harte plaasvind. Dis waaroor dit gaan. Die laaste deel van hierdie hoofstuk 1 in Jakobus, se kerntema, is juis om te sê, luister nie net nie, maar neem dit in. Hierdie laaste paar verse is die opsomming van hierdie hele boek. En ons word beveel om dit wat ons hoor uit te oefen. Met ander woorde, ons moet daders wees van die woord. Jakobus het ons beveel om vir die woord van God te luister, hy het ons beveel om die woord van God te bestudeer, maar nou sê hy, as jy net luister en net gaan bestudeer, is dit nie genoeg nie. Jy kan nie net luister en net bestudeer nie, jy moet dit doen, want andersins is alles te vergeefs. So eintlik gaan dit oor hoe jy in hierdie wêreld lewe in die lig van die skrif. Dis waaroor dit gaan. Die wie konstant die woord van God gehoorsaam, is 'n bewys dat God in hulle is. Die wie konstant die woord van God ongehoorsaam, is 'n bewys dat God nie in jou is nie. Dis 'n bewys daarvan. Dis hoekom die Here Jesus ook vir ons sê, jy herken 'n boom aan die vrug. Vir 'n ware gelowige, en jy sal jouself dalk hier kan meet, 'n introspeksie kan doen, vir 'n ware gelowige is dit nie net genoeg om te hoor nie. Jy wil nie net hoor nie, jy wil sê, ek wil dit gaan doen. Jy wil nie net hoor, die pastoor het so mooi preek gepreek oor hoe ons die sout en die lig vir die aarde moet wees nie. Jy stap hier uit en jy sê, ek wil die sout en die lig vir die aarde wees. Daar is 'n ernstige drang in jou hart om dit wat gepreek is, dit wat gehoor is, te wil gaan uitleef. Ek praat vanmiddag met 'n oom, en hy gesels met my 'n bietjie oor rassespanning in sy persoonlike lewe. En hy sê vir my, hy wil gehoorsaam wees. En ek sê, daar's die drang van 'n gelowige man. Dis nie te sê ons kry dit altyd reg nie, maar dis 'n drang. Die gelowige het 'n drang om gehoorsaam te wees. En as jy nie gehoorsaam is nie, dan verteer jou gewete jou. Nee, as jy daai ding nie gedoen het nie, dan sê jy, ek kon nie, ek moet selfs die kleinste ding,
jou gewete pla jou oor die kleinste goed. So dit is die vertrekpunt van Jakobus. Nou kom ons kyk na vers 22. Want dis waar ons begin. Wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Nou Jakobus probeer nie sê hierso dat jou dade jou gaan red nie. Hy sê nie vir jou, o jy moet alles in die woord gehoorsaam sodat jy die ewige lewe kan kry nie. Dis nie wat hy sê nie. Ons weet ons is gered deur geloof alleen, Efesiërs, nee, ons geloof alleen. Maar omdat ons glo, gaan ons dade dit bevestig, nee. Ek sê, ons het altyd die voorbeeld gebruik van 'n stoel, maar nou het ek 'n lekker warm koffie hier by my en hy's warm en ek sou vir iemand sê, hier's vat vir jou 'n slukkie koffie. As hierdie persoon glo dat en ek sê pas op is warm. As die persoon regtig glo dat die koffie warm is, gaan hy hom drink asof hy warm is. Maar as hy nie glo dis warm nie, gaan hy sommer net die ding in sy keelgat afgooi. En die konsekwent kan hom maar vat en sê, ek worry nie, ek het 'n blik keel. Jy sien sy daad, hoe hy die koffie drink, bewys wat hy glo van die koffie. Hoe jy lewe in hierdie wêreld en hoe jy die woord gehoorsaam, bewys wat jy glo van die woord. Ons is nie gered op daai dade nie, ons is gered op daai geloof. Maar as die geloof eg is, gaan jou dade dit bevestig. Dis iets wat ons herhaaldelik sê. Ek sien so baie Christene, en ek sê dit baie van die kansel af. Ek sien so baie mense wat, ek sê nou Christene, maar Christene tussen aanhalingstekens, ek sien so baie mense wat die uitspraak maak, dat hulle Christene is, maar dan lewe hulle soos goddeloses. As jy werklik glo die Here Jesus kom terug, en as jy werklik glo daar is 'n oordeel wat wag vir elke liewe mens, dan gaan jy lewe asof daai oordeel gaan kom. As jy werklik glo daar is 'n hel en 'n hemel, gaan jy lewe om die hemel te behaal. En dit is Jakobus se argument. Hy sê egte geloof bring egte dade voor. En nie die daders van die woord. Ek sê vir jou, kan die kernvers wees van Jakobus. Hierdie vers 22, om doeners van die woord te wees en nie slegs hoorders nie. Nou ek wil so 'n paar skrifverse net uithaal om vir jou te bevestig dat dit nie net Jakobus is wat ons beveel om te doen nie, maar julle gaan my moet help oopmaak. So wie kan vir my Lukas 6:46, jy kan my net wys, Lukas 6:46, wie kan ek vra? Lukas 6:46, dankie Hester. Wie kan Johannes 15:14? Weet jy Johannes 15:14? Wie kan vir my help met Johannes 15:14? Dankie. Runa, dankie Runa. Johannes 14:23 het ek gesien, Marina, dankie. 1 Johannes 2 vers 3, 1 Johannes 2 vers 3, weet 1 Johannes 2 vers 3, 1 Johannes 2 vers 3, dankie Martina. 1 Johannes 2 vers 4, ons lees hom dan net aan een. Alright, daai is reg. Johannes 15 vers 14. En dan Johannes 14:23, ja. Wat doen jy, Marino? Jy doen 14:23, ja. Goed. Hoor hoe herhaal hierdie idee van daders van die wet, doeners van die woord in die evangelies. Wie Lukas 6 vers 46? Hester, dankie. Jy kan lees 46, 47, 48, miskien 49. Lees maar laat so hoor. Okay, baie dankie. Tot 50. As jy die Here liefhet, sal jy doen wat hy sê. As jy die Here liefhet en sy gebooie onderhou, as jy dit nie onderhou nie, is die waarheid nie in jou nie. Die Engels sê, the proof is in the pudding. So Jakobus het 'n geldige punt en is 'n ooreenstemming met wat Jesus spreek, dit is met ooreenstemming wat 1 Johannes 2, 3 en 4 sê. Ons word geroep om daders te wees, want ons daad bevestig ons. So miskien ergens moet ons stil staan en sê, wel, as ek dan werklik 'n goddelose lewe, dan is daar dalk fout met my geloof. Ek praat nie van die per ongelukke oepsies nie, of wat ook al jy dit wil noem nie. You know, per ongeluk oor 'n stopstraat ry of so iets nie. Ek sê net, as jou lewe ingekleer is deur goddelose besluite en jy streef na die goed van die wêreld, jy lyk soos die wêreld, jy klink soos die wêreld, daar is geen lig in jou nie, dan beteken dit daar is net werklik 'n probleem met jou geloof. Einde van die storie. As jy nie 'n strewe of 'n begeerte het om meer van die woord in jou hart te hê en om meer van die woord op jou hande te hê nie, is daar 'n probleem met jou geloof. Baie van ons probeer ons dade verander
Maar die probleem is nie die vrug nie, die probleem is die wortel. Baie van ons probeer beter mense wees deur om beter te doen, maar die probleem is nie ons dade nie, die probleem is ons geloof. Wat is die probleem met jou geloof? Bekering, smeking, pleit, vra die Here dat hy jou hart kom verander. Dan gaan hy aan na vers 23 toe, want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy gesig in 'n spieël sien. Nadat Jakobus vers 22 ons beveel het om daders te word, gee hy nou vir ons 'n rede hoekom 'n mens nie net 'n hoorder moet wees nie. Die rede hoekom hy gee is, hy gebruik 'n voorbeeld van jy wat in 'n spieël kyk. Hy sê kyk in 'n spieël, nou hierdie kyk wil ek jy moet weet, hierdie kyk is die Griekse woord katanoeo, en dit kom van die Griekse werkwoord af noeo. Noeo beteken om te kyk, soos ek vir jou sê, kyk, daar is die kudu. Of as jou man vir jou vra, waar is die tomatiesous? Sê hy, kyk net daar in die yskas. Nee, daai kyk, dis daai kyk. 'n Man wat die tomatiesous soek is net so kyk, is 'n vinnige kyk. Dit is noeo. Noeo is 'n vinnige kyk. Maar die woord wat Jakobus hier gebruik, katanoeo, is 'n samestelling, wat beteken dit is 'n meer in diepte kyk. Dit is daai kyk, wanneer jy die spieël benader en jy besef, 40 het jy sopas bygeval, of 50, of 60, of 70. Dis daai kyk waar jy sê, waar kom al hierdie plooie vandaan? Dis daai kyk. Jy bestudeer jou gesig in die spieël, en jy kyk na jou 3 grys baardhare, en jy kyk na jou plooie en jou laglyne, en jy bekyk en bestudeer jou gesig, en Jakobus sê, en jy stap al weg, jy tyd spandeer om alles mooi te bestudeer, en dadelik vergeet jy hoe jy lyk. Dis die konsep wat hy sê. Hy sê dit is mense, wat nie net noeo, wat nie net kyk na die woord nie, dis mense wat in diepte kyk na die woord. So vir wie praat hy eintlik? Kerkgangers? Bybelstudie bywoners, verteenwoordigers. Bywoners, mense wat stilte tyd hou, mense wat die waarheid al van kleins af geleer is, mense wat universiteite sit, mense wat op synode sit, mense wat die woord bestudeer, maar hulle oefen dit net nie uit nie, want die woord het net nie grond gevang in hulle hart nie. Dis met wie hy praat. Hy sê, daai ouens is in gevaar. Dit beteken, dis ek, dis jy. Hy sê, as ons nie 'n doener is, 'n dader is van die woord nie, dan vat ons al die tyd om te kyk hoe lyk ons, en as ons wegstap het ons eintlik minder die tyd gemors. Want wat help het, ek het gekyk hoeveel laglyne ek het, maar ek kan in elk geval nie onthou nie. Wat help het, jy bestudeer die Bybel, en jy leef dit nie uit nie, want dit beteken, dis dood in jou. Hy gaan dan na vers 24, hy sien homself, gaan weg, en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het, net wat hy gesê het. Hy bestudeer sy gesig, hy bestudeer sy plooie, maar hy doen dit te vergeefs. 'n ander benadering is nie net, dis gewoonlik die ou wat in die kerk sit en, ek dink persoonlik, dis ouens wat kerk toe kom en slaap. Hulle sis hulle geweet om in die kerk te sit, want hulle voel hulle was in die kerk, maar nêrens het hulle die woord van God ontvang nie. Ek dink dis 'n gevaarlike plek. Nou ek verstaan, partykeer is jy moeg, want jou kind het nou nie lekker geslaap nie, dan kan jy nou nie anders dan nie, nee. Of partykeer is my stem en my preek baie vervelig. Maar ek dink dis mense wat so blootgestel word aan die Bybel, maar eintlik is hulle net ver weg van hom af. Ek dink dit is gevaarlik. En dan aan die ander kant van die muntstuk, dis nie net ouens wat die woord hoor en dit nie ter harte neem nie, dis ook ouens wat baie keer die woord bestudeer, teoloë, maar hulle hou dit by 'n teoretiese ding. Dit bly in hulle koppe en dit beweeg nie na hulle harte toe nie. Dis die slim ouens wat op synode sit en wat die belaglike uitsprake maak, nê. Dis daai ouens. Dis daai ouens wat die Bybel gebruik as 'n teoretiese boek en dit word nie geloof of verhouding nie. Daai ouens ook. Dis gevaarlik. Hy sê dit help nie. Dis alles te vergeefs. Dan gaan hy na vers 25 toe. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n
geetagtige hoorder is nie, maar 'n doener. Nou na die vereiste, gee hy nou 'n belofte. Hy het nou gesê, die ou wat nie doen nie, hy sê jy doen dit verniet. Jy doen dit verniet. Dit help nie. Hy sê, maar die ou wat wel 'n doener is, daar is vir jou 'n belofte. Daar's 'n belofte vir die ou wat 'n dader is van die woord. En die belofte is, vers 25, hy praat van gelukkig. Wie sin sê salig? Die 33, dink ek. Sê hy salig? Gelukkig? Geseënd, wie sê daar? Wat se vertaling? Dis ook 2020, maar is Myne is nie geseënd nie. nee, dis nie 2020 nie, dis net 'n direkte vertaling. Wow. Geseënd is die regte vertaling, want dieselfde woord word gebruik met Jesus se bergpredikasie. Onthou julle met Matteus 5, toe praat ons van, toe sê Jesus, geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid, geseënd is die wat treur oor hulle sonde, en toe ek 'n hele woordstudie daaroor gedoen, want sekere vertalings sê dit is gelukkig, ander vertalings sê dit is salig, maar die woord is soveel meer net as menslike geluk. Lewe is meer as menslike geluk. Godsdiens is meer net as om gelukkig te wees. Ek het die nabyheid van die Here ervaar as ek treur. Ek kan geseënd voel in die middel van my beproewing, sonder om die gevoel of emosie van geluk te ervaar. En hierdie is dieselfde konsep. Hy sê jy is geseënd, nie noodwendig net gelukkig nie. Gelukkig is 'n vorm daarvan. Jy's gelukkig want jy kry die seën van die Here oor jou lewe. So hy sê, wanneer jy 'n doener is, word jy geseënd. Jy word geseënd. En dan praat Jakobus van, hy praat van die wet van vryheid. Nou ek wil jy moet weet, die wet van vryheid verwys nie na die wette van Moses nie, dit verwys nie na die Tenach of net die Ou Testament nie. Hy wette van vryheid, inteendeel die wet skryf Paulus het ons gebind, nee. Wet het ons gebind. Hierdie wette van vryheid het meer die konsep as die hele woord. So hy praat van die hele woord, die omvattende woord, die Ou Testament, die Nuwe Testament. Hy skryf, as jy 'n doener is van die woord, dan ervaar jy die Here se seën oor jou lewe. Die Here se seën, nie jou idee van seën nie, die Here se seën oor jou lewe. 'n saligheid, 'n vorm van vrede, 'n vorm van gelukkigheid ook. Dis wat hy sê. Goed, so nou wil ek vir jou sê, daar is vier hierdie seëning kan op 4 maniere plaasvind. Hierdie vers 25 gee vir ons 4 maniere. Die eerste manier hoe die seën plaasvind, is wanneer jy in die wet inkyk. Hoor wat sê 25, maar wie diep, daai woordjie diep, in die volmaakte wet van vryheid inkyk. Ek hou van daai woordjie inkyk. Daai woordjie inkyk word gebruik, onthou hulle met Jesus se sterwe, toe sê Maria Magdalena, hulle het Jesus gesien. Toe hardloop, toe is daar 'n bietjie van 'n kompetisie tussen Johannes en Petrus, onthou julle? Toe hardloop hulle af, nê. En toe sê, toe Johannes daar kom, toe stop Petrus voor die graf, en Johannes gaan reguit verby in die graf, en met die verwagting dat Jesus klaar daar is. Petrus het gestop vir 'n rede, dalk 'n vorm van twyfel, ons weet nie, maar nie Johannes nie. Johannes het in die graf gegaan en hy het ingekyk, maar sy inkyk is 'n gebaar van, hy het 'n verwagting gehad, Jesus was in die graf. En dis wat hy hierso sê. Hy sê, wanneer jy in die Bybel inkyk met 'n verwagting dat jy God gaan ontmoet van die Bybel, bring dit seën. As jy na die Bybel vat en jy sê, kom ek lees net my dagstukkie of 'n versie, jy het geen verwagting nie. Jy lees jou versie en sê, dis mooi, einde van die storie maak toe jou boek, daar lê hy weer. Ek het my dagstukkie gedoen, ek het my Bybelversie gelees, ek is okay. Nee, die gelowige het 'n verwagting om te sê, ek weet, ek ontdek hierdie boek, sodat ek die God agter die boek kan ontdek. Ek het 'n verwagting dat as ek my boek die oggend my volgende stukkie gaan lees, dat die Here deur sy woord iets vir my gaan sê vanaand, of vanmôre. So dit is die eerste manier hoe jy die seën kry. Hierdie seën vind plaas as jy diep in die woord inkyk. Jy hoef nie al die Griekse woorde te ken nie, jy gaan met 'n verwagting na sy woord toe en sê, Here, praat met my. Jy lees verby jou een vers, jy lees verby jou perikoop, jy lees verby jou hoofstuk. Onthou julle, ek het Sondag gedeel, toe ek die dak geklim het, toe kry ek die sterk oortuiging van Markus 9 en Markus 10.
Ek het eintlik net by Markus 9 oopgemaak en ek het dit aanhou gelees, Markus 10, ek het 'n verwagting. Ek sê, Here, praat met my deur die woord. Dis daai verwagting. Ek het 'n verwagting, want ek weet hierdie boek is die enigste boek waarvan ek weet wat mense se lewens verander. Dis die enigste boek. 'n Self-help boek doen dit nie eers nie. 'n Self-help boek gee vir jou dalk 10 tips om 'n beter somerliggaam te kry of wat ook al. En dit self doen nie eers goed genoeg nie. Dit verander nie jou lewe nie, dit bring dalk tydelike verandering. Maar nie hierdie boek nie. Hy dring deur tot been en murg, tot die siel van jou wese. Jy moet daai verwagting in jou kweek en sê, praat Here, ek luister. 'n tweede manier hoe jy hierdie seën kan verwag of ervaar, is met die volgende gedeelte. Ek sal graag wil hoor wat julle vertaling sê. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou. Het iemand 'n Engelse vertaling? Wat sê hy? But he who goes on looking into the true law, which make him free, being not a hearer without memory, but a doer, putting it into effect, this man will have a blessing on his hand. Wie het, wat lees geraai van jou? Daarby bly. Die Engels sê om eintlik mooi, hy sê dat die tweede ding hoe jy seer kan ervaar is om aanhou te kyk, om daarby te bly. Met ander woorde, nie net, hy praat nie nou van die doen, soos lees dit en bly by dit wat jy moet doen nie. Hy sê, hou aan kyk, bly daarby om aanhou te soek, dis wat hy probeer sê. Bly daarby om aanhou in die woord in te kyk. Maak dit deel van jou dissipline. Dis wat hy sê. Hy sê, en hierdie man wat daarby bly om aanhou in die woord van die Here te delf met verwagting, is 'n man soos Psalm 1. Kom ek lees vir jou, hoe klink hierdie man? Geseënd is die mens wat die raad van die goddeloses nie volg nie, en op die pad van sondaars nie gaan staan nie, en die byeenkoms van spotters nie sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here, en sy wet dag en nag, hoor, dag en nag bedink. So iemand sal wees soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome, wat sy vrug op die regte tyd dra, waarvan die blare nie verdor nie, en alles wat hy aanplak gedei. Hy bedink dit dag en nag. Hy bly daarby om die woord te bestudeer. 1 keer 'n week? Nie genoeg nie. Is nie genoeg nie. Dis die tweede rede. Die derde rede hoekom jy die seën kan ervaar, of wat die seën motiveer, is dat jy nie vergeetagtige hoorder moet wees nie. In ander woorde, ek praat met iemand so 'n week of 2 terug, en hy sê vir my, hy kan nie onthou wat hy in die Bybel lees nie. En ek begin toe met hom praat, dis nie een van julle, ek begin toe met hom praat, en hy vertel my toe van die gelykenisse van Jesus. Ek sê, my maggies, jy onthou goed vir 'n ou wat nie kan onthou nie. Sê ek voel. Ek sê net, jy het net op verkeerde manier gememoriseer miskien. Nou ek werk met stories. Ons is verskillend en ons is divers, verseker. Kry jou manier hoe jy goed kan memoriseer. Kry jou manier hoe jy dit kan onthou. Hier gaan ek weer sê, nou klink ek soos daai grammofoonplaat, 'n notaboekie en 'n pen. 'n notaboekie en 'n pen. Skryf dit neer. Want as jy hom hoor, is dit die eerste keer. As jy hom skryf, is dit die tweede keer. En jy lees hom as jy hom skryf, is dit die derde keer. En ons leer deur herhaling. Jy moet seker maak, jy kom jou verantwoordelikheid na om die woord van God te probeer onthou. Ja, ons onthou nie alles nie, maar as ons dit weer herbesoek, dan verfris ons geheue en dan kom dit weer terug. Die vierde rede hoe ons hierdie seën kan ervaar, is natuurlik as jy dit gaan doen, as jy dit toepas. As jy dit gehoor het, as jy dit gesoek het, as jy dit verwag het, en as jy dit onthou het, dan gaan jy hom wil toepas. En as jy hom doen, ervaar jy die vrug van die Here in jou lewe. En dit bring seën. Hierdie idee van 'n dader van die woord, wil ek jy moet weet, is nie iets wat jy moet doen uit plig uit nie. Dis 'n begeerte in die gelowiges hart.
Moenie sê, ek moet dit nou gaan doen, ek moet, nee, jy wil. Jy wil. En dit is hoekom Galasiërs ook vir ons so mooi sê, as jy wil, kan jy dit neerskryf, Galasiërs 5. Galasiërs 5. Hoor wat sê Galasiërs 5, 22, 25. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het hulle die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Jy kry 'n nuwe begeerte, jy kry 'n nuwe hart. Jy wil 'n dader van die woord wees. Jy wil. Want die Here leef in jou. En sy woord leef in jou. Vader, hemelse Here, ons besef dat ons wil daders wees, nie uit dwang nie, uit vrye keuse. Ja, want u woord, Vader, wil ons dag en nag bedink. Ons wil hê dit moet in ons resoneer. Ons wil hê dit moet, as hulle ons sny, Here, soos die een teoloog sê, moet ons Bybel bloei. En dit is graag wat ons wil hê, Vader, van ons harte. Ons wil 'n passie en 'n ambisie en 'n begeerte hê om te hoor wat u sê en om dit wat ons hoor te gaan toepas en te gaan uitleef. Ja, u ontwaak ons harte. En my gebed is, Vader, wanneer ons weer na u woord toe gaan, of dit nou vanaand is en of môreoggend of wanneer ook al. As ons die woord weer nader, mag ons kom met die verwagting, met die wete dat dit die God van die heelal is wat met ons praat. En nie net woorde op 'n stuk papier nie. My gebed is dat dit wat ons vanaand geleer het, ons harte sal ontwaak en die siele wat sluimer sal wakker maak. Mag ons dan daders daarvan gaan wees om dit ook so uit te voer. Dankie vir u goedertierenheid en u nabyheid. En dankie dat u die geskenk wat u vir ons gee van genade en verlossing vrywillig aan ons gegee sonder verdienste. En ons sê u ook dankbaar. Ons is dankie. Ons sê dankie, Vader, vir Vader, en as dit u wil is, vra ek dat u ons weer veilig volgende week by mekaar sal bring. Alles bid ons in Jesus naam. Amen.